Ons gesels vandag met Graan SA oor die huidige seisoen sover somergraanaanplantings betref en ook die verwagting vir die 2025-26 seisoen en 'n paar ander sake. Ek verwelkom vir Margriet Pinaar, sy is ekonoom by Graan SA. Margriet, jy gee vir ons 'n algehele oorsig oor die huidige seisoen se aanplantings en dan die verwagting vir 2025-26 seisoen. Ja, dankie Lise en lekker om hier te wees. Ek dink as mense dit kan opsom in 2 woorde, nat en koud. Maar ek wil 'n bietjie terugvat na 3 seisoene terug. So as ons kyk na die afgelope 3 seisoene, sien ons regtig uiterstes. So in 2023-24 sal ek sê is daai seisoen gekenmerk aan uiterste droogte. Die seisoen daarna 2024-25 was 'n effense laat seisoen, waar aanplantings bietjie later begin het omdat die reën later gekom het. Maar nou weet ons almal Februarie en Maart het dit nie ophou reën nie. So het ons weer verskriklik baie reën gesien wat tot rekord geelmielie-oeste gelei het in daardie seisoen. En dan is ons nou by die 2025-26 seisoen. So die intensies om te plant is nou onlangs vrygestel en wat die intensies vir ons gewys het is dat mielie en soeibone aanplantings opwaarts aangepas is. Ons sien wel dat sorghum en soeibone en grondbone nie dieselfde tendens gevolg het nie en daar's bietjie minder aanplantings vir dit. En dan laastens wil ek ook net noem hoe lyk die huidige toestande op die grond, so of op die plase van die boere. So as ons begin in die oostelike Hoëveld, sien ons dat dit verskriklik nat is en ook baie koud. So daar's aanhoudende reën wat daai grond eintlik kan hanteer, maar die hitteeenhede is op hierdie stadium hulle grootste risiko. Dan as ons afbeweeg na die Oos-Vrystaat toe, sien ons in die Oos-Vrystaat ook weer eens baie nat grond. Meeste van die produsente is klaar geplant in daardie area. Hier en daar is nog produsente wat wik en weeg of hulle gaan plant. Daar laaste bietjie maar sukkel om in die lande te kom. En dan as ons kyk na die Noordwes en Noordwes Vrystaat, so in die Noordwes Vrystaat, daai area is gekenmerk aan watertafelgrond. So met watertafelgrond is die reël dat as hy vol is hy vol. Dan is daar nêrens waar die water heen kan loog nie. En dit het dan ander probleme ongelukkig tot gevolg. Soos byvoorbeeld dat die wortels van die plante nie diep genoeg skiet nie en te vlak bly. En dan as dit droër is later in die jaar kan dit omval. So dis een van die probleme en dan het ons ook gehoor van soeibone en mielies wat begin vrot het en dit net te nat is vir produsente om dit oor te plant. So gaan redelik woes in die Noordwes Vrystaat en dan die Noordwes nog redelik sterk besig om te plant. Die reën hou ongelukkig die plant so bietjie op, so dit is maar so stop en start tipe van 'n storie wat daar aangaan, maar sonskyn is op hierdie stadium nodig. Praat met ons oor vraag en aanbod. Hoe lyk die scenario's en wat kan dit moontlik vir ons produsente beteken? So gewoonlik as die intensies uitkom, dan stel Graan SA 'n vraag en aanbod op of scenario's. Ons het lae, medium en hoë scenario's waar ons bietjie speel met die opbrengste. En wat ons uit hierdie, omdat dit nou so baie reën het, ek gedink ek gebruik sommer 'n dam, want al ons damme is nou lekker vol, as 'n voorbeeld. So as ons kyk na mielies en die mielie scenario's, dan dink 'n mens aan 'n dam wat vol is. So ons dink aan geelmielies en daai dam is lekker vol. Wat beteken daar is 'n bietjie van 'n ooraanbod in die mark op hierdie stadium. As ons dan kyk na soeibone en wit mielies, kyk ons eintlik na 'n dam wat bietjie oorloop. Wat beteken ons op hierdie stadium 'n groter aanbod as wat die mark kan vat. En dan as ons kyk na sonneblomme, kyk ons na 'n dam wat so bietjie leer is, omdat daar eintlik op hierdie stadium 'n knapper voorraad sonneblom is in die land. So wat dit dan beteken vir produsente is 'n oorvol dam of 'n vol dam kan druk op pryse sit en dit is ook wat ons nou sien met ons pryse wat uitvoerpariteit te beweeg en dan sien ons eintlik dat sonneblom op hierdie stadium die mees winsgewendste lyk. Ek wil wel net noem dat dit nou nog vroeg in die seisoen is en dat daar nog baie goeders kan gebeur. Teen volgende jaar Februarie behoort ons 'n werklike prentjie te kan sien van hoe die oes op die lande lyk. So, hoe beïnvloed hierdie realiteite die winsmarges en die sentiment van graanprodusente? So,
By Graan SA het ons 'n barometer, 'n Graan SA barometer wat ons kwartaalliks uitstuur om die sentiment op plaasvlak te probeer verstaan. So ons vorige barometer was in Augustus en ons het nou onlangs weer 'n barometer uitgestuur. En ongelukkig is die sentiment op hierdie stadium baie laag. So op hierdie stadium werk ons met lae pryse as gevolg van hoë voorraadvlakke. Boere se kommoditeitspryse is baie laag. En ons sien ook dat die korttermyn en langtermyn vooruitsigte redelik negatief is in vergelyking met Augustus, wat dit was in Augustus. So op hierdie stadium, die beleggings vermoë of die beleggings update is bietjie hoër as die kort en langtermyn vooruitsigte, maar ongelukkig is dit die prentjie wat ons nou sien van produsente. Die hoofredes hiervoor is hoë insetpryse, lae kommoditeitspryse en dan natuurlik die weeromstandighede. Nou ja, klink vir my 'n bietjie negatief. Miskien het jy iets anders vir my te sê hier vir 2026. Watter ander verwikkelinge sien ons in 2026 en waarmee is julle besig? Ja, dalk net 'n bietjie positiewe nuus. Ja. Van ons kant af, so daar's twee goeders wat ek sommer net wil noem. So die eerste ding is ons pest control operator kursus. So in 2023 is hierdie beperkte landboumiddels in die wetgewing ingeskryf en 2024 het ons daai ongelukkige geval gehad van kinders wat in 'n plakkerskamp oorlede is aan chemiese middels, maar dit was onwettige chemiese middels wat in die land ingekom het, maar as gevolg van hierdie hele situasie wat regtig tragies was, was daar 'n groter oog op landbouchemie ook geplaas. En toe het die registrateur van Wet 36 besluit dat 'n pest control operator nou sertifikaat nou deur elke produsent wat chemiese middels koop en gebruik verkry moet word. So Graan SA het hande gevat met Aartappel SA en ons het 'n geakkrediteerde kursus. So as daar enige lede is wat graag meer hiervan wil weet, is hulle welkom om gerus die kantoor te kontak met dit. En dan die laaste ding, dink ek, wat ook 'n positiewe impak gaan hê op ons produsente, is dat Graan SA en SARS saam met 'n paar van ons produsente en insetmaatskappye besig is om te werk aan 'n diesel-outomatiseringssysteem. So hierdie systeem behels om die logboekstelsel te outomatiseer. So die pilot study, skus vir die Engels, dit word nou in die nuwe jaar word dit nou geloods op van ons plase in Suid-Afrika. So ons sien baie uit na dit. Ja, dankie vir al daardie nuus. Ek is bly het so 'n bietjie meer positief geëindig. Ons het gesels met Margriet Pinaar van Graan SA. Ons gaan by 'n volgende geleentheid ook met een van hulle ander ekonome, Helene Viljoen, praat oor in- en uitvoere onder andere. So kyk uit vir daardie gesprek.